What a wonderful maker. What a wonderful Savior. How majestic your whispers, and how humble your love. Goeiemôre Beacon familie. Goeiemôre Marlijn. Môre Lucky en welkom by ons aanlyn diens. Jy is so welkom waar jy ook al in die wêreld kyk. Wat 'n wonderlike voorreg het ons hier vanoggend om weer net saam te kom as 'n familie en mekaar te kan bemoedig en te kan aansterk in hierdie wonderlike pad wat ons stap as medegelowiges. En net weer vanoggend weer 'n bietjie rustig te raak en iets uit God se woord te hoor oor sy hart vir ons as mense. Marlijn, hoe was jou week? Jy weet Lucky, ek is hierdie week net so herinner dat God so 'n God van detail is. Baie keer sal mens dink, ag, dis nou net toevallig dat dit gebeur het, maar regtig, hy ken jou so persoonlik. Hy's so lief vir jou en hy kom net deur met soveel detail wat jy weet, daai was so van die Here af. En ek is so herinner hierdie week daarvan. Dit is baie waar wat jy sê. Ek weet persoonlik is hierdie week nogal intens gewees. Ons is besig om ons oudste kind in te skryf vir hoërskool en jong, die angs en die dinge wat saam met dit gaan, dat 'n mens partykeer nogal struggle om vas te hou aan die beloftes van God. Maar ek wil gou vir jou ietsie lees wat ek net weer raak gelees het hierso uit Psalms. Dis Psalm 91 en ek weet dis 'n algemene psalm, maar elke keer dan kom reveal die Heilige Gees net iets nuuts en bekragtig dit met sy teenwoordigheid en Awesome. vanoggend wil ek net vers 1 en 2 lees. Dit was vir my so bemoedigend hierdie week. Dit sê, hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste sal rus in die skadu van die Almagtige. En ek sal vir die Here sê, U is my toevlug en my vesting, my God, op wie ek vertrou. Ag, awesome. Kom ons loof die Here Jesus Christus deur saam te sing. So daar waar jy is, staan op, lig jou hande en kom ons loof en prys hom. Amen. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. En gaan, en tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde, die Godheid, drie in een, o Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing, hoe groot is
is ons God. Hoe groot is ons God? Ons sing, hoe groot is ons God? Almal sal sien, hoe groot is ons God. Wie sê jy is Jesus? Hierdie is 'n vraag wat elkeen van ons moet antwoord. Maar daar's baie vrae en waarhede wat ek en jy moet antwoord in die volgende paar weke. Ons het 'n nuwe reeks na die kruis en verder. En ons gaan saam met Markus, so te sê in Markus se voetstappe volg, soos wat hy Jesus volg, en saam met die disippels onderweg is na die kruis. Vriende, Jesus kom openbaar homself aan Markus en hulle sien op verskeie oomblikke dat hierdie geen gewone mens is nie. Markus is 'n boek vol aksie. Ons sien wonderwerke, genesings, demone word uitgedryf, duisende mense word gevoer. Maar Jesus kom ondersoek sy disippels se harte. En ons gaan so in die middel van die boek van Markus begin, hier by hoofstuk 8. En ons begin by vers 27, maar hierdie is belangrik om te weet dat hulle nou uit die Herodes se gebied, se streke van beheer is, en hulle is in die streek van Caesarea Philippi. Die gouverneur is Filippus, en hierdie stede het baie afgode, en afgodsaanbidding is in die orde van die dag. Daar's 'n groot tempel in hierdie streek wat spesifiek vir die God Pan is. En Jesus vra vir hulle hierdie vraag. Kom ons lees Markus 8 van vers 27. Jesus en sy disippels het Galilea verlaat en na die dorpies van Caesarea Philippi gegaan. Op pad vra hy sy disippels toe: "Wie sê die mense is ek werklik?" "Wel," antwoord hulle hom, "party meen hy is Johannes die Doper, en ander weer Elia, nog ander die een of ander profeet." Hy sê vir hulle: "En wat van julle? Wie sê julle is ek?" Petrus antwoord hom: "U is die Messias." Maar Jesus het hulle 'n streng opdrag gegee om dit vir niemand te vertel nie. Jesus het toe by hulle begin tuisbring dat God bepaal het dat hy, die seun van die mens, baie dinge moet ly. Hy sal deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifkenners verwerp word. Hy sal doodgemaak word, maar sal na 3 dae weer opstaan. Hy het dit reguit vir hulle vertel, maar Petrus vat hom toe een kant toe en begin hom ernstig bestraf. Jesus het hom egter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus bestraf met die woorde: "Gee pad agter my, jou Satan. Jy dink soos mense dink, jy dink nie soos God dink nie." Toe roep Jesus sy disippels en die skare na hom toe en sê vir hulle: "As julle my volgelinge wil wees, moet julle eie ek prys gee. Julle kruis opneem en agter my aankom. As julle probeer om julle lewe selfsugtig vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my en ter wille van die goeie nuus prys gee, sal julle dit juis red. Wat sal dit jou tog help as jy alles in die lewe bereik het, maar jou diepste menswees ly skade? Jy sal met niks ter wêreld daarvoor kan vergoed nie.
as jy jou vir my en vir my boodskap skaam, te midde van vandag se ontroue en sondige mense, sal ek, die Seun van die mens, my ook vir jou skaam, wanneer ek terugkeer met die heilige engele, bekleed met die heerlikheid van my Vader. Jesus gaan toe voort. Ek verseker julle, party van julle wat nou hier staan, sal nog voor julle dood sien hoe die koningsheerskappy van God op 'n magtige manier begin. Wow, wat 'n kragtige skrifgedeelte en een wat stellings maak en vra wat geantwoord moet word. En vriende, die eerste wat Jesus vra is, wie sê julle is ek? Wie sê jy is Jesus? Is hy iemand waaroor jy nuuskierig is? Wil weet wie Jesus is, wat hy gedoen het? Of beny jy homself en dink, ja, hy was 'n goeie mens gewees toe hy op aarde was? Of is Jesus die een wat jy kies om te volg? Is Jesus die een wat jy in verwondering en aanbidding voor staan? Dit maak nie saak wat ander mense sê nie. Dit maak nie saak wat jou pa en jou ma glo nie. Wie sê jy is Jesus? Dis 'n vraag wat elkeen van ons moet antwoord. Maar Jesus gaan verder. En ons sien 'n blik op die soewereinheid van God. En hy vertel van sy dood, baie spesifiek. Hierdie is 'n profesie, 'n ontbloting, 'n onthulling van wat in die toekoms gaan gebeur. Maar sien, dit wat in die toekoms gaan gebeur, sit nie lekker in Petrus se hart nie. En hy sê vir Jesus, dink seker vir homself, hierdie ou ly aan depressie, ek moet met hom praat. Hy roep Jesus eenkant, hy sê, nee man, hou op met hierdie praat van dood. En Jesus bestraf hom ernstig en sê, maar kom agter my, Satan, jy dink aan die planne van mense, nie aan die planne van God nie. Jesus wil weet of hulle weet wie hy is, hulle herken hom as die Messias. Nou praat hy reguit met hulle oor die pad wat voor lê, maar hulle het hulle eie planne. En sien, ek dink sy disippels, wat almal Jode was, het hierdie term seun van mens dalk nie mooi verstaan nie. Of dalk was hulle so 'n bietjie verward, want Jesus gebruik twee goed, wat tot 'n groot mate teenstrydig is. Sien, ons lees van hierdie seun van die mens in Daniël 7 vers 13. Lees saam met my. In my visioen daardie nag het ek iemand in die wolke in die lug gesien. Kom, iemand wat soos die seun van 'n mens lyk. Hy het na hom wat ewig lewe gegaan en voor hom gebring. Om te heers het hy ontvang gesag, eer en mag. Alle volke, nasies en tale sou hom dien. Sy heerskappy is vir altyd. Dit sal nooit verdwyn nie, sy koninkryk sal nie ophou nie. Hierdie seun van die mens, dis die een wat die disippels gevolg het. Maar hulle het nie hierdie seun van die mens, wat in Daniël 7 aan ons ontbloot word, geken as die een wat voorspel word in Jesaja 53 nie.
Sien in Jesaja 53 lees ons, wie het ons boodskap geglo? Aan wie het die Here sy reddende mag openbaar? My dienaar het gegroei soos 'n loot wat uitspruit in die teenwoordigheid van die Here, soos 'n plant wat groei in droë grond. Hy was nie mooi of koninklik, sodat hy ons sou aantrek, of met 'n voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en verwerp deur mense. Iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense die gesig weggedraai en verag het. En ons het hom nie geag nie. Tog was dit ons swakhede wat hy gedra het. Hy het ons pyn verduur. Ons het aan hom gedink, as dat God hom slaan, kastei en tuister. Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf, sodat ons in vrede kan leef. Jesus bring hierdie twee skrifgedeeltes bymekaar en kom sê, hy is beide. Sien, een van die redes hoekom Jesus vir sy disippels gesê het, om nie vir almal te sê dat hy die Christus is nie, is omdat hulle 'n Messias gesoek het, 'n soldaat koning, een wat Romeinse owerheid kon oorwin en Israel weer 'n onafhanklike staat maak. Dis die een waarna hulle gesmag het. Maar Jesus kom en sê sy werk is veel groter as dit. Dis nie die planne van mense nie, maar die plan van God. En dan kom Jesus met 'n groot uitdaging en hy sê, maar as jy my volg, moet jy jou lewe neerlê, jou kruis optel. Vriende, en vir daai manne en vrouens wat om hom gestaan het en hom gevolg het, was die kruis nie 'n romantiese tekentjie van wie jy volg nie. Was nie iets wat jy om jou nek gehang het of deur jou ore gedruk het of op jou arm getatoeëer het nie. Die kruis was 'n simbool vir dood. Die kruis was iets wat jy opgetel het, wat ingestel is deur die Romeinse koninkryk, heerskappy. En as jy daai kruis optel, het jy gesê, jy stel jouself onderdanig aan Romeinse koninkryk en beheer. Jy het jou kruis self gedra tot daar waar jy tereggestel is. En as jy daai kruis opgetel het, dan beteken dit, jy het geen meer sê oor jou lewe nie. En ek weet dat hierdie disippels en Jesus self sou al mense gesien het wat gekruisig was. Meeste van die tyd is hierdie mense aan kruise gelos om te wys dat die Romeinse regering van die dag in beheer is en dat rebelle dienooreenkomstig gestraf sal word. Maar Jesus het gekom om 'n koninkryk nader te bring, 'n koninkryk te laat kom wat geen mens nog ken het nie. Maar Jesus roep hulle en sê, maar as jy my volg, beteken dit jy tel jou eie kruis op, jy lê jou lewe neer en jy volg my. En dan gaan Jesus aan en hy sê, want jy kan alles in hierdie wêreld hê. Jy kan soos die keiser wees. Jy kan Caesar wees en jy kan hierdie hele wêreld onder jou mag hê. Maar jou lewe is nie in jou hand nie. Jy kan dalk in vandag se tyd meer geld hê as Bill Gates en Elon Musk. Nee, jy kan al die geld in die wêreld hê. Alles in hierdie wêreld kan aan jou behoort. Maar jou asem en jou hartklop kan jy nie bepaal nie. Want eendag word hierdie lewe van jou kort geknip
of kom tot 'n einde. En dan kom jy voor die koning van konings, die Here van Here te staan. En hy sê, ek ken jou nie. En vriende, vir die van ons wat in Jesus is, weet ons dat ons redding seker is. Maar tog wil ek hê ons moet hierdie sien as 'n waarskuwing en ook as 'n aanmoediging. Sien, Jesus het Petrus sterk aanbeveel om sy eie planne, sy eie idee van 'n Messias en koningsheerskappy op sy te sit. Sy eie drome en ideale vir Jesus en die pad wat hulle gaan stap. Net so roep Jesus ons om ons eie drome en ideale op sy te sit, om hom te volg, om hom te erken, om hom te bely. En in besigheid kan jy gekonfronteer word en jy mag dalk weet dat as jy hierdie goed gaan sê, mag hierdie kliënt dalk nie jou kwotasie aanvaar nie. As jy Jesus bely voor sekere mense, mag hulle dalk frons. En op een of ander tyd gaan jy dit 10 teen 1 beleef. Maar vriende, ons kan nie ons skaam voor die een wat sy lewe vir ons gegee het nie. En ek wil nie eendag in ewigheid voor Jesus kom en dan sê hy, maar jy het jou vir my geskaam. Vandag skaam ek my vir jou. Nie een van ons wil dit hê nie. Maar hierdie is 'n swaar opdrag. Maar iets baie werklik. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar ons in Suid-Afrika en in baie westerse lande baie mooi in watte toegedraai word. En ons geloof erken en aanvaar word. Maar vandag in Noord-Korea, vandag in Afghanistan, vandag in 'n plek soos Eritrea, as jy sê jy volg Jesus Christus en Jesus Christus alleen, mag dit beteken dat dit jou lewe kan kos. En dit herinner my daaraan dat baie van ons westerse filosofie van volg Jesus en jou lewe gaan verander, dis verseker die waarheid. Maar vir my om te sê, volg Jesus en alles gaan beter word. Alles gaan gesond word, jy gaan alles hê wat jy nodig het, jy gaan in oorwinning lewe, jy gaan in voorspoed lewe, jy gaan al die geld hê wat jy nodig het, jy gaan gesondheid hê. Dis nie iets wat ek vir jou kan beloof nie. Jesus sê, volg my. Maar met hierdie uitnodiging is daar 'n voorwaarde of 'n opdrag. Jesus sê, lê jou lewe neer, tel jou kruis op en volg my. Daar is 'n koste wat ons in berekening moet bring. Maar daar is ook 'n belofte en 'n waarheid wat Jesus sê, weet jy wat, al sou jy alles hê in hierdie wêreld, maar jy het nie vir my nie, is jy hopeloos. So dis nie regtig so 'n moeilike besluit om te maak nie. En dan kom Jesus en hy eindig af met 'n belofte. En hy sê, ek verseker julle, party van julle
wat nou hier staan, sal nog voordat julle die dood sien, hoe die koningsheerskappy van God op 'n magtige manier begin. En hierdie disippels, hierdie mense wat Jesus gevolg het die koningsheerskappy van God sien kom op magtige maniere. Daar was 3 wat Jesus gesien transformeer het op die berg. Daar was nie baie by toe hy gekruisig is nie. Maar hulle het hom gesien nadat hy opgestaan het. Hulle het ervaar hoe die Heilige Gees in krag oor hulle kom. En ek bid dat jy die krag van God in jou lewe sal ervaar en dat ons 'n honger dors sal hê om dit te sien kom in ons lewens in krag. Ek was weer uitgedaag hierdie week van 'n gelowige broer wat vir my gesê het, ek glo in wonderwerke. Ek weet God doen dit. Ek het dit nog net nie met my eie oë gesien nie. My hart is nog net nie so daarvan oortuig nie. En vriende, ek weet wat hy bedoel. Ek weet wat hy bedoel. Ons sien in hierdie evangelie, in die evangelie van Markus, sien ons aksie. Ons sien net wonderwerke. En ons moet onthou, dit het oor 'n tydperk van 3 jaar gebeur. Dalk het dit elke dag gebeur, dit was Jesus. Maar selfs in die volgende hoofstuk sal Markus sê 6 dae later. So het daar in daai 6 dae niks gebeur nie. Of hulle net gerus of het hulle gaan werk of gaan visvang, ek weet nie. Hierdie is maar net 'n paar oomblikke wat Markus met ons deel. Van 'n lewe van die 3 jaar wat Jesus kom onderrig gee het aan sy disippels. En ek het al God sien beweeg in krag. Ek het al gesien hoe God mense wat moet dood wees, kom genees. En ouens wat dokters gesê het, jy gaan nie weer kan operate nie, ons moet vir jou hartoortplanting gee, daar is eintlik nie meer hoop vir jou nie. Maak jouself maar reg, hoe God kom en 'n hart genees. Ek het al gesien hoe God kom en hy raak 'n verlamde man aan en hierdie ou loop en hy's nog nie sterk nie. Ek het hom nou die dag gesien en hy's in sy rolstoel, maar hy vertel vir my, hy doen sy oefeninge. Maar vir 7 jaar lank het hy geen gevoel in sy bene gehad nie. En God het hom kom aanraak. Ek het al gesien hoe God 'n vuur wat verwoesting moet saai, stop en omdraai. Ek het al gesien hoe God kom en in tye van desperate nood, kom God my gee reën. En vriende, my aanmoediging vir ons vandag is dat ons God sal petisie en dat ons met 'n hongerdors sal staan om te sien hoe God se koningsheerskappy op 'n magtige manier aangaan in ons lewens, in ons dorpe, in ons streek, in ons land en in hierdie wêreld. Kan ons daarvoor bid? So ek eindig af. Wie sê jy is Jesus? Het jy al die koste bereken om Jesus te volg? En is jy bereid om jou eie lewe neer te lê om dit te doen? En dan derde, het jy begeerte om die krag van God te sien werk in jou lewe, in hierdie dorp, in hierdie streek, in hierdie land en in hierdie wêreld? Kom ons bid daarvoor. Here ons God, dankie vir hierdie boek, hierdie aksiebelaaide boek van Markus, Heer, waar U saam met U disippels stap, waar U Uself openbaar, waar U wonderwerk doen, waar U die toekoms kom ontbloot lank voordat dit 'n werklikheid word. Heer, waar U kom bewys dat U die Seun van mens is, maar ook die Seun van God. Dat U die Messias is, die Christus is, die een wat ons wil volg. Here, en ek bid
in elke man en vrou en seun en dogter se hart dit sal kom bevestig, Here, dat U die een is wat red en U alleen die een is wat red. Here, ek bid ook dat ons hierdie koste om U te volg elke dag sal opweeg, Heer. Here, ek bid dat U ons sal toerus met waagmoed, Heer. Dat U ons sal braaf maak, Heer, daar waar ons dink mense kan dalk frons as ons oor U praat of van U getuig, Heer. Sal U in ons harte ons braaf maak, Heer, ons dapper maak om te getuig, Heer, dat U ons God is. Here, ek bid dat ek weet ons het nie nodig om ons ooit vir U te skaam nie. Here, en ek bid dat U Uself nooit vir ons sal skaam nie. Here, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. Heilige Gees, kom bring oortuiging. En Here, dan bid ek, Heer, dat U vir elke man en vrou en kind wat luister na hierdie boodskap, Heer, opnuut 'n verwagting en hinkering sal gee, Here, om U koningsheerskappy in krag te sien kom, in ons lewens, Here, in ons dorp, in ons streek, in ons land, in hierdie wêreld, Here. Bid ek dat U ons die voorreg sal gee om die koningsheerskappy te sien kom. Heer, om die krag van die evangelie, die krag van die hoop wat ons het in U Jesus, te sien. Here, in ons skole, by plekke waar ons werk, in vriendekringe waar ons beweeg, Heer. Kom openbaar die krag. Heer, ek bid dat U sal aanhou om wonderwerke te doen, Heer. Heer, ek bid daar waar U ons wil gebruik as instrumente in die hande, Heer, dat ons nie sal terugstaan nie, Heer. Heer, dat ons nie sal bang wees nie, dat ons nie sal twyfel nie, Heer. Heer, ek bid dat ons genesing sal sien. Heer, ek bid dat ons transformasie sal sien, dat mense wat harte van klippe gehad het, Heer, dat U hulle harte van vlees kom gee. Dat U hulle kom red, dat U Uself kom openbaar. Here, ek bid dat U wonderwerke sal doen, dat U ons die voorreg sal gee om in situasies te wees waar ons sien dat tensy God, en dan kom U, Heer, en U kom doen wat net U kan doen, Heer. Heer, ek bid, vergewe ons waar ons drome te klein is, Heer, en waar ons visie van U beperk is. Heer, kom openbaar en laat ons in verwondering staan, dag na dag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, mag jy God se nabyheid beleef in elke dag en elke asemteug. Totsiens. Majesty of heaven, your glory fills the skies, light of the world, you are Lord of all, humbled by your presence, amazed by who you are. Nothing compares. You are Lord of all. To you the nations bow down. To you creation cries out. Majesty
strength like no